Hallo maats, baie welkom by Kikskerk. Dis lekker dat jy saam luister. Ek hoop jy hou vreeslik lekker vakansie, dat jy laat slaap en dat jy warm is en as jy so gelukkig is om in die Wildtuin te wees of iewers waar dit warm is, geniet dit baie. Ons mis julle hier by die kerk en dit was lekker geweest om hierdie week saam met julle pretweek te hê. As jy nie was nie, jy het groot gemis. Ons het baie pret gehad, lekker gespeel en baie lekker geëet. Maar kom ons staan dan sing ons sommer baie lekker saam. Sing uit volle bors. En skree so hard dat ek jou tot hier by die kerk kan hoor. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar was hy, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan Kikskerk hou, al is ons nie by die kerk nie, en ek bid dat U regtig al ons maats sal beskerm, en ons sien uit daarna dat hulle almal een van die dae weer terug is by die kerk, en dat ons saam lekker kan Kikskerk hou, en dis dan maar baie lekkerder om mekaar in die oë te kyk. So dankie Here dat ons weet dat U vir ons lief is, maak nie saak waar ons is nie, dat U ons beskerm. Wil U ook vanoggend vir ons help dat ons, wanneer ons die Bybel lees, dat ons sal weet wat U vir ons wil sê, en dat ons sal groei en sal leer, en dat ons sal slim kinders word van U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nogal vandag 'n baie interessante storie lees. Ons gaan een van my gunsteling karakters in die Bybel van Gideon en ons gaan dit lees uit die boek Rigters uit. Nou Rigters is 'n interessante boek, maats. Ons lees van Israel en hulle stories en dan is hulle mos in Egipte, julle onthou, dan is hulle slawe en dan word hulle uitgelei en dan help Moses hulle, dan kom hulle aan en dan is dit dan is dit Moses en Aaron en dan is daar Joshua wat die leiers is en dan begin die Israeliete sien, maar al die volkere het konings, en dan wil God eintlik nie vir hulle koning gee nie, want hy is hulle koning. En dan voor ons die konings kry ons die rigters. Nou die rigters, ons sien dat die Israeliete word stout, en dan stuur God iemand, hy is 'n rigter, die bekendste rigter wat julle sal onthou is sy naam is Samson. Dis daai sterk ou gewees, wat die pilare omgetrek het en die leeu se bek oopgeskeer het. Nou hy was 'n rigter. Maar die rigter waar ons vandag gaan lees is Samson. Nou van die rigters lees ons die laaste vers van die boek Rigters sê in Rigters 21. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie en elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Nou ons is veronderstel om te doen wat reg is in God se oë, nie in ons eie oë nie. So elke keer stuur God 'n rigter en vanoggend gaan ons dan nou lees oor die rigter Gideon. In Rigters 6 lees ons, toe hulle by die Here hulp teen die Midianiete soek, het hy vir hulle 'n profeet gestuur wat vir hulle gesê het, so sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte gered, waar julle slawe was, ek het julle uit die mag van die Egiptenaars verlos en julle vrygemaak van al die volke wat julle in hierdie land verdruk het. Ek het hulle voor julle uit weggejaag en hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God, julle mag glad nie die gode van die Amorite in wie se land julle bly nie aanbid. Maar julle het nie na my geluister nie. Nou maat, die Midianiete was soos die slegste, kwaaiste, stoutste boelie daar op julle speelgrond. Dis die een wat jou broodjies vat en jou omstamp. Nou die Midianiete was 200 maal erger gewees as die stoutste boelie wat jy ken. En hulle het die Israeliete geboelie. En nou sê hulle, maar God moet hulle help om iemand te stuur om hulle teen die Midianiete te kom red. Daarna het die engel van die Here onder die eikeboom in Ofra gaan sit, wat aan Joas, die Abisriet, behoort het.
sy seun Gideon was besig om koring in die parskuip uit te slaan, waar die Midianiete hom nie kan sien nie. Nou, maats, as mens koring uitslaan, dan staan mens eintlik op 'n plek waar daar wind waai. Nou, koring is so, daar's die saadjie daar binne, en dan het hy 'n doppie om. Nou, as jy die koring uitslaan, dan kap jy hom so, en dan gaan daai doppie af, en dan, dan gooi hulle dit so met 'n hark in die lug, en dan waai die wind nou daai doppies weg. Nou daar in die parskuip waai die wind nie. So as ou Gideon daar in die parskuip die koring uitslaan, dan weet ons hy is eintlik bietjie van 'n ou bangbroek, want hy is bang die Midianiete sien. Onthou nou, hulle is die boelies, die erge boelies. So Gideon kruip weg vir hulle, en nou kom die engel van die Here na hom toe. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Nou ek het nou net vir julle gesê, Gideon was eintlik nie so dapper nie, hy kruip daar in die parskuip weg, en hy besig om koring uit te slaan. Maar die Here se engel kom sê vir hom dat hy 'n dapper man is. Nou, maar ons kry dit baie in die Bybel, reg deur die Bybel, van die begin tot die einde van die Bybel, is dat God mense roep, en dan sien hy hier binne in hulle potensiaal raak. Met ander woorde, jy dink dalk jy's dom, of jy dink jy's bang, maar God sien iets meer in jou raak, en dan roep hy jou, en dan vorm hy jou tot waar jy hierdie is. Soos, julle sal onthou, elke keer as ons uit Matteus uitlees, dan sê ek vir julle, Matteus was 'n tollenaar gewees, hy was 'n stouterd gewees, maar God roep hom, en sy naam was eers Levi, en dan noem God hom Matteus, wat beteken geskenk van God. Maar toe Jesus hom gaan roep het, was hy definitief nie 'n geskenk nie, hy was sommer net 'n stouterd. En selfde met Gideon, die ou bangbroek roep God, en hy sê vir hom, jy's 'n dapper man. So baie keer vra God dalk vir ons om iets te doen, en ons dink, nee, maar ons is nie braaf genoeg nie, ons wil nie sê nie, ons wil nie God se dinge doen nie, want ons is so bietjie bang. En nou moet ons weet, maar dit is nie hoe ons nou voel nie, God kan ons verander, hy kan ons dapper maak, hy kan ons geskenke maak. Kom ons lees verder. Toe antwoord Gideon, verskoon my dat ek vra, meneer, maar as die Here by ons is, waarom gebeur al hierdie slegte goed met ons? Dit klink nogal bekend, né? As ons God se kinders is, hoekom gebeur daar so baie slegte goed met ons? Gideon vra dit ook. Wat het van al die wonderlike dinge geword, waarvan ons voorvaders ons vertel het? Het hulle gesê, die Here het ons uit Egipte gered, maar nou het ons die Here ons aan ons eie lot oorgelaat, en ons in die Midianiete se mag oorgegee. So ou Gideon karm, hy sê, hierdie klomp boelies, hierdie Midianiete, is nou hier bo op ons. Toe draai die Here na Gideon toe, en sê vir hom, jy het die krag, gaan bevry die Israeliete uit die Midianiete se mag, gaan nou, ek stuur jou. Ekskuus meneer, sê Gideon, maar waarmee moet ek die Israeliete red? My familie is die armste stam in Manasse, en my eie gesin, en ek is nie juist baie belangrik nie. Toe sê die Here, jy kan hulle red, want ek gaan jou help. Jy sal die Midianiete so maklik verslaan, asof dit net een mens is teen wie jy beklei. Toe sê Gideon, mag ek jy 'n guns vra? Doen asseblief vir my 'n wonderteken, dat ek seker kan wees, dat u wel die Here is, wat nou met my praat. So hier sien ons, ou Gideon sê, nee, hy weet daarom nie, hy is bietjie van 'n bangbroek, en hy is arm, en sy familie is nie belangrik nie, hy weet dan nie of hy die Israeliete teen hierdie klomp boelies kan beskerm nie, en dan vra hy vir 'n teken, en dan maak hy kos, die engel van die Here sê dan vir hom om kos te maak, dan sit hy dit daar op 'n klip neer, en dan kom die engel, en dan raak die engel met 'n stok daaraan, en dan slaan hierdie kos aan die brand, en dan bou Gideon net daarso, dan bou hy daar 'n altaar vir die Here. En dan het die Here mos nou vir hom 'n teken gegee, en dan sê Gideon, nee, hy weet hom nie, hy glo nog steeds nie. Dan sê hy, maar die Here moet asseblief vir hom nog 'n teken gee. Hy bid dat die wolfvliesie sal, die eerste aand bid hy dat die wolfvliesie sal nat wees, en al die grond rondom die wolfvlies droog sal wees. En dan as hy volgende oggend opstaan, dan kan hy daai wolfvlies, dit is soos as mense skapie skeer, as die van julle wat dit nou al gesien het, dan bly daar so, dan skeer hulle dit in sulke, dit lyk amper soos 'n velletjie, die wolletjies. Nou vat hy, toe kyk en die wolletjies uitdroog, maar die grond is nat. En die volgende oggend sê hy, maar hy weet hom, hy is nog steeds nie seker nie, of die Here vir hom nog 'n teken sal gee. Die grond moet nat wees, en die wolletjie moet droog wees. Toe die volgende oggend hy opstaan, toe is die grond nat, en die wolletjie is droog. Toe besluit Gideon, okay nee, maar hy sal, dalk is dit nou so. Toe gaan haal hy nou sy troepe, en hy sê hier in Rigters 8, hy sal nou gaan veg teen die Midianiete. Nou die Midianiete was 135.000 soldate gewees. En die Israeliete was net 32.000. Maar toe sê die Here, nee, dit is heeltemal te veel.
ons moet hulle bietjie minder maak. Toe stuur hulle van daai soldate terug huis toe, en die 22,000 van hulle is toe bang. Hulle wil nie gaan veg nie, want onthou nou die Midianiete is hierdie verskriklike boelies, né? So toe bly daar nou net 10,000 oor wat teen hierdie 135,000 soldate moet gaan veg. Toe sê die Here, nee, hulle is nog steeds te veel, ons moet hulle nog minder maak. En hier is 'n lekker storie in die Bybel. Toe sê die Here, hy gaan hulle na die water toe stuur, dan moet hulle daar water by die rivier gaan drink. En dan gaan party dit met hulle hande opskep en drink, en ander gaan net so hulle gesigte in die water sit, en hulle sê, soos 'n hondjie oplek. En die wat soos 'n hondjie oplek moet huis toe gaan. En toe bly daar net 300 soldate oor. 300 soldate oor, en die Midianiete, daai klomp boelies, is 135,000 van hulle is daar, en toe moet hulle daarteen gaan veg. En nou kan julle dink, nou hierdie ou 300 bietjie soldate, en nou hierdie 100,000 soldate, daar is mos geen manier wat hulle kan wen nie. So die Here wou vir hulle leer, hulle moenie op hulle self staat maak nie, hulle moet op die Here se krag staat maak. En toe in die nag, toe het hulle fakkels en ramshorings waarop hulle blaas, hulle het nie eers gewere en spiese en goeders waarmee hulle kan oorlog maak nie, maar toe hulle nou hierdie fakkels aansteek en op die ramshorings blaas, toe maak die Here daai klomp boelies se koppe so de mekaar, dat hulle sommer mekaar begin beklei. Ons weet mos maar boelies kan mos nie so lekker al die dingetjies onthou wat hulle moet altyd doen nie. Toe beklei hulle so te mekaar, toe maak hulle sommer mekaar dood. En so wen Gideon toe daai groot veldslag met sy 300 mans, omdat hulle eintlik te mekaar gebeklei het. En nou weet ons die Here het vir hulle daai krag gegee. Maar maats, hierdie is 'n pragtige storie van Gideon, die ou bang man wat daar wegkruip in die parskuip, wat God sê, hy is 'n dapper man as hy nie, en dan vra hy teken, en nog 'n teken, en nog 'n teken, en dan op die ouens sê die Here met so 'n ou bietjie mense, om teen hierdie groot, baie klomp boelies te gaan veg, en hy wen dit. So maats, wat leer ons uit hierdie verhaal? Ons leer dat die Here aan ons kant is. Ons leer dat ons nie die sterkste, die slimste, die dapperste hoef te wees nie. God roep ons, en dan gee hy vir ons die krag. En ons moet nie op onsself staat maak nie. Gideon kon nooit op homself staat maak nie. Hy moes altyd leer om op die Here te vertrou. Maar ek hoop jy gaan nog steeds lekker vakansie hou. Daar is daarom nog 2 weke oor van vakansie. En dan van daar af kan ons gaan terugkom skool toe, en dan is die jaar al amper om. So hou lekker vakansie, rus lekker uit, en onthou om elke dag Bybel te lees en te bid. Maar kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons hierdie pragtige storie van Gideon en Rigters kan lees. Dankie Here dat ons elke dag iets leer. En mag ons soos Gideon weet, dat ons nie op onsself hoef staat te maak nie, maar dat U ons vashou, dat U vir ons krag gee, en dat U vir ons die moed gee om op te staan teen die dinge wat vir ons te groot en te moeilik lyk. Amen. Maats, mag jy 'n heerlike vakansie hê, en mag jy weet dat God se liefde vir jou nooit ophou nie, en dat sy genade vir jou genoeg is. Amen.